Jy weet, ek berei 'n preek voor en ek is klaar, ek bedink en ek bid om my Heilige Gees te sê, sit hom net so 'n bietjie een kant te aan en Shalom Kroonstad word gelig in 'n nuwe dimensie, 'n nuwe vlak wat ons gaan evalueer. Ons gaan evalueer, dankie Here. Halleluja. En dit is 'n geval van bou. Het jy al gedink daaraan om te bou? Jy al 'n huis gebou? Het jy al 'n muur gebou wat dalk omgeval het? Het jy al ervaar om te bou? Nou, dis waar ek gaan deel, en dit gaan 'n paar weke vat. Vanoggend gaan ek met jou deel oor bou in die Ou Testamentiese tyd van Nehemia, wat Heilige Gees moet gewys het. En dan gaan ons hom oorvat so met die weke soos wat kom, soos wat Jesus kom en hoe kom hy bou? Hoe bou hy? En ons moet met daai hart moet ons begin kyk na bou. Hoe kan ek bou? Here, wat U verwag van my om te bou. Nou, die boek Nehemia gaan nie eintlik werklik oor 'n muur nie. Weet jy wat het gebeur? In Nehemia is dit 'n geval van, dit gaan oor 'n volk wat gebreek was. Vandag kyk jy na die kinders van die Here en jy sien ook 'n volk wat gebreek is. Omstandighede, politieke omstandighede, finansiële omstandighede, familieomstandighede, kindersomstandighede, kleinkinders omstandighede. Dit het mense gebreek. Dit het mense uit hulle posisie uitgehaal waar hulle veronderstel is om te wees, om te kan heers, en hulle is uitgehaal uit hulle, kan ek amper sê, hulle comfort zone uit. Moet my nou nie verkeerd verstaan as ek sê comfort zone, maar die plek wat die Here wil hê jy moet in wees. En dit is interessant met Nehemia, kom God en hy gebruik een man. Hy gebruik nie 'n priester nie, hy gebruik nie 'n profeet nie, hy gebruik 'n doodgewone man met 'n passie in sy hart. Het jy 'n passie in jou hart? Wat is jou passie? Die passie wat vir Nehemia in sy hart was om, ek moet hierdie volk weer bou. Kroonstad moet sy kroon terugkry. Amen. En nie deur pastore of predikers, nie deur die gewone mens. Want as dit 'n pastoor of 'n priester of wie ook al is, en dit gebeur deur hom, dan loop hy die gevaar om 'n groot kop te kry. God soek die nederige mense. Hy soek die mense wat weet, ek het hulp nodig. En daarom kom het in 'n las word in Nehemia se hart gedeponeer. En daarom ook, en ek bid dit vanoggend klaar, Here, sit U goddelike las in elke luisteraar wat hier sit. Gemeentelid wat hier sit dit in sy hart of haar hart. In Jesus se naam. Gee daai passie om te wil bou, om op te rig. En ek wil jou vat daar na Nehemia 1 vers 3 tot 4 toe. Hulle sê toe vir my, dit gaan glad nie goed met die mense daar in die provinsie Juda nie. Hulle kry baie swaar. Almal spot met hulle. Die muur wat rondom Jerusalem gebou is, lê ook nog steeds in pyn en die stad se hekke is nog nie reggemaak nadat dit afgebrand het nie. Vers 4 sê, toe ek hierdie slegte nuus hoor, het ek gaan sit en huil. Het jy al gesit en huil oor jou las? Here, ek was so hartseer dat ek daarlang niks geëet het nie. Ek het tot die God van die hemel gebid. Nehemia hoor van Jerusalem se toestand en hy huil. Hy kritiseer nie. Hy kla nie. Hy huil. Daarom geliefde, gemeentebou begin wanneer iemand se hart breek oor God se huis. Nie die gebou, die lewende beeldboustene wat daar sit.
Wanneer jy begin voel, dit kan nie so aangaan nie. Wanneer jy voel, ons kan nie net toekyk nie. Daar moet herstel kom. Daar moet genesing inkom. Dis dan wanneer die Heilige Gees hierdie las gee. Daarom gemeentebou begin nie by planne nie. Nee, dit begin by trane. Het jy al die ervaring gehad, die seer gehad van die kerk van Jesus Christus? Het jy gesien hoe lyk die kerk van Jesus Christus? Mense het moed opgegee. Hoor wat ek jou sê. Mense het by die huis gaan sit. Iemand nou die dag gesê, dat soveel seer, dat mense het moedeloos geword. Daarom ook gemeentebou begin in gebed. Dis waar gemeentebou begin. Daar waar jy sit elke aand voor jy in die bed klim en sê, Here, ek bid vir Shalom Kroonstad. Here, ek bid vir u kerk. En dit is nie net Shalom Kroonstad. Dis ander kerke ook. Ons moet vir die Here se kerk bid. God het mag om uit klippe uit aanbidders op te rig. Maar hy wil hê sy kinders kan opstaan en kan sê, Here, ek het die hulp nodig, help my, ek wil. Nehemia 1 vers 5 tot 11 wat sê, Here, hoor tog my gebed. Hoor ook die gebede van al die mense vir wie dit 'n vreugde is om u te dien en u te eer. Help my. Dis jou kortste, kragtigste gebed wat jy kan bid. Help my. Met wat ek vandag wil doen, laat die koning my goedgesind wees. En dis Nehemia. Ek vra vir goedgesindheid van die koning as ek na hom toe gaan met dit wat ek wil praat. En daardie stadium was dit my werk om die koning se wyn in te gooi. Wat het Nehemia gedoen? Hy het in die posisie gekom van serve. Mens, hoor mooi, dis hoekom baie van ons gebede nie beantwoord word nie, want ons is nie in die posisie om te kan dien nie. Ek wil uit die hoogte uit van my in die huis, my gemak waar ek sit, Here, asseblief help daarmee. Nee, 'n nederigheid, dis wat God van jou verwag. Dan sluit jy die kontak oop met die lewende God, wat jou hart neem 'n posisie in van nederigheid. Nehemia het daelang gebid. Hy het beloftes gekry by God. Hy het God herinner. Hy het ook ingetree vir die volk se sondes. Bidder asseblief, tree in vir die mense wat in sonde leef. Asseblief, tree in. Daar's so 'n klein persentasietjie wat die Here nou dien. Ons kan dit amper nie vergelyk met die grootheid wat daar buitekant is en wat agter die wêreldse standaarde en hardloop. Daarom dis so nodig, tree in. Baie mense wil sonder om te bid, hulle wil dan bou uit hulle eie krag uit en dit gaan nie werk nie. Hoor mooi wat ek sê. Gebed bou die muur. Jou woorde, nie jou hande nie, jou woorde. Voordat die hande dit bou, bou eers die muur met gebed. Want as die gemeente nie bid nie, bou ons met menslike krag. Gemeente bou, om hierdie gemeente te bou, verg 'n visie. En ons gaan nou kyk na. Wat sien jy ten opsigte van Shalom Kroonstad? Wat is Shalom Kroonstad se visie? Ek en Jackie gaan nou 'n bietjie gesels daaroor. Hier staan dit. Hoe maak jy disippels? Nehemia 2 vers 12 sê, en ek en 'n paar van my vertrouelinge het een nag stil daar weggesluit. Ek het nog nie vir almal vertel watter planne God in my kop gesit het oor Jerusalem. Ek het aan niemand meegedeel wat my God my in my hart gegee het nie.
Wat het God in jou hart al vir jou gegee ten opsigte van Shalom Kroonstad? Het jy al gehoor, Here, wat is die plan vir my in Shalom Kroonstad? Dit is so belangrik, want dit gaan oor verhouding. Ons het volgende hier in Growtrack weer gepraat. Verhouding, mense, verhouding is so ontsettend belangrik. 'n vierde punt wat ek wil noem, en is daar in Nehemia 3, wat uitgestaan het, is almal bou. Almal bou. Ja, maar pastoor, ek weet nie hoe nie. Die Bybel noem name, baie name. Hy praat van priesters wat daarby betrokke is, goudsmede, handelaars, gesinne. Dis seker die mees belangrikste onderwerp in hierdie sinnetjie, gesinne. Want dis waar die krag van God lê, is in gesinne, 'n ma, pa, kinders. Jy kry dit ook nie, dit is so opgebreek vandag. Dit seën. Maar 'n ma met kinders, pa met kinders, kan nog steeds intree. God het elkeen van ons geskape met 'n spesifieke doel. Hy het nie met ons gemors nie. Hy het skape nie gemors nie. Julle is kosbaar. Jy het moed opgegee. Baie mense het moed opgegee en sê nee, ek weet nie of dit moeite werd is. Maar die Bybel praat en hy sê, elke persoon bou voor sy eie huis. Nie die kerk en die gebou nie. In voor sy eie huis. Dit begin by jou om te begin bou. Jy en jou gesin. Jy en jou kind. Dit is so ontsettend belangrik. Daarom 'n gemeente word nie gebou deur 'n prediker nie. Dit word gebou deur mense wat hulle plek inneem. Dit maak nie saak, luister mooi wat sê ek vir jou. Dit maak nie saak wat die pastoor jou nou leer en preek nie. Waar is jou verhouding met die lewende God? Dis waaroor dit gaan. Daarom ook as jy begin betrokke raak in die gemeente, is dit nie om die pastoor te beïnvloed of te impress nie. Nee, dis jou verhouding, Here. Ek werk onder U sambreel, die gemeente, en dis hierso waar ek my verhouding met U bou. Want dis hier die verhouding wat gaan maak, hoe gaan jy die ewige lewe deurbring? Mense, ek waarsku jou. Dit is nie net praatjies nie, hoor wat ek jou sê. Dit gaan oor jou verhouding met die lewende God. Jy kan net, die kerk hierso is om dit te kan uitleef. Dis waaroor dit gaan. En om daai mense wat buitekant te seer het, hulle in te bring en hulle net te kan bedien, net om 'n druk te kan gee. Ons het vanmôre weer met Growtrack gepraat. As jy jou bediening uitleef, is dit nie 'n werk nie. Dit is iets wat jy geniet, want jy doen dit saam met die Here, om ander mense te bedien. Dit is ook nie hier om ander mense te beïndruk nie. Nee. Dit wat jy doen is goed. Jy bou dit wat die Here jou mee toegerus het, jy bou jou stuk. That's it. Jy gaan nie ander mense so goed bou nie. Want onthou, dit is soos die Engelsman sê, 'n puzzle. Hulle pas nader so in mekaar uit. Kry jy vormigheid. Hierdie vinger het sy kant gedoen, hierdie het sy kant, hierdie het sy kant gedoen. En nou kan ons saam werk. As 'n kragtige hand. Hoor mooi, 'n kragtige hand in die evangelie van die lewende God. Want ons werk saam. Jy is goed met iets waarmee ek nie goed is nie. En nou kan ek ook vir jou sê, en ek ervaar dit in Nehemia 4. Gemeentebou het 'n teenstand. Van wie af kom die teenstand? Nehemia 4 vers 1 wat sê, toe Sanballat hoor dat ons Jerusalem se muur herbou, was hy baie kwaad.
Hy het die Jode voor sy vriende en die Samaritaanse soldate beleer. Wat probeer hierdie miserabele klomp Jode doen? Onthou, wat uit jou mond uitkom is krag. En jy gaan dit wat jy plant met jou woorde, gaan jy maai, dit kom terug. Hy het spottend gevra, kan dit wees dat hulle die mure wil herbou? Dink hulle so waar, hulle kan hierdie muur in 'n dag herbou, net omdat hulle offers bring, wil hulle bakstene maak van daardie hoop verbrande rommel. Tobila, nommer 3, vers 3, Maatjie. Onthou, as jy negatief praat, jy kry baie vinnig 'n maatjie wat saam jou negatief praat. Dit is so. Jy soek nie lank om 'n maatjie te kry nie. Jy trek hom aan. Jou woorde wat jy spreek is gees. En as jy 'n negatiewe gees spreek, dan trek jy 'n demoniese mag na jou toe. En jy moet hom hanteer, hoor. Ek waarsku jou. Want jou woorde maak deure oop vir geeste in die geestesdimensie. Punt 3, Tobila die Amit langs hom gestaan en hastig bygevoeg. Los hulle, laat hulle maar hulle muur bou, dit sal in elk geval nie hou nie. As 'n jakkals daarteen opspring, sal dit omval. Hoor wat spreek die negatiewe mense. En jy hoor dit vandag. Daar's baie mense, daar's Christene wat dit spreek. Onbewustelik, besef hulle nie, wat kom by hulle mond uit nie. 'n Spottery, dreigemente, negativiteit. Maar die Bybel sê iets kragtig. Die volk het 'n hart gehad om te werk. Waar is jou hart? Waaraan dink jy? Waar is jou kop, geliefde? Pas jou kop op, pas jou gedagtes op. Nie almal het 'n talent gehad nie, maar almal het 'n hart gehad. En daarom kan jy nie sê, nee, ek het dit nie. Jy het dit. Jy het die hart. Gemeentes breek nie weens 'n gebrek aan gawes nie, nee, maar 'n gebrek aan harte. Ek het nie die hart nie. Baie mense kom in 'n gemeente en hy verwag 'n perfekte gemeente. God stuur nie mense na perfekte gemeentes toe nie, jy kry nie perfekte gemeentes nie. Jy kom by 'n gemeente uit en jy identifiseer die tekort en nou begin jy help om hierdie tekort in die gemeente op te bou, op te rig, te genees. Dis waaroor dit gaan. Jy kry mense wat van die een gemeente na die ander gemeente toe gaan. Hierdie gemeente is nie die regte nie. Nee, hierdie nie. Waar wil God jou hê sodat jy jou bediening, dit wat jy moet bou, kan uitleef? Hy gaan jou na 'n kerk toe stuur waar daar tekortkoming is. Jy kry nie 'n perfekte kerk nie. 'n Perfekte kerk is 'n mensgemaakte kerk in die vlees. Maar hoor mooi, die gevegte stop nooit daar nie. Want dit gaan oor I need myself. Ek kan dit beter doen. Gemeentebou vra rein harte. Hoe is jou hart, geliefde? Waarom dink jy? Nehemia 5 vers 7 tot en met 12 wat vir ons hierdie ding oopmaak. Ek lees 10. Ek en al my helpers het aan hierdie arme mense geld en koring geleer. Ek het verder gesê, kom ons hou nou dadelik op om mense uit te byt wat swaar kry. En dis wat die probleem wat Nehemia gehad het, van die geseënde mense wat wel was, het geld gehad, en toe sê hulle, right, ek gaan vir jou geld neem, maar jy betaal my soveel % terug, of ek vat jou beeste, of ek vat jou koeie. Hulle kon nie terugbetaal, hulle het gevat. En so breek hulle die eenvormigheid in die kerk af. En dis toe wat Nehemia sê, gee dadelik hulle lande, vers 11, gee dadelik hulle lande, hulle wingerde, hulle lyfboorde en huise vir hulle terug, en kanselleer die rente wat hulle op hulle uitstaande skuld, op hulle geld, koring, wyn en olie, lyfolie gehef het. Vers 12 sê ons sal maak soos jy sê en hulle eiendom vir die mense teruggegee, laat daar herstel kom. As iemand by jou gevat het, ek beveel daai persoon aan, gee terug in die naam van Jesus. Ons is nie hier om geld uit mekaar uit te maak. Ons is hier om saam te werk as 'n span, wat die kerk van die lewende God moet opbou.
Dis hoekom Nehemia het hierdie werk gestop. Want hoekom het hy dit gestop? Want mense is onderaan besig om met mekaar te neutraliseer, sleg te sê, te benadeel. En God bou nie met 'n onregverdige hart nie. Gemeentebou is nie net strukture nie, nee. Dit is karakter. Vanmôre weer in Growth. En dis waar selle so ontsettend belangrik is. Jy wat die vermoë het om met 3 of 4 mense te kan vat en hulle help en hulle lei en hulle leer. Ja, maar daai dit kom gedoen. Wat sê die Here ten opsigte van dit? Wat sê die woord ten opsigte van dit? Ons moet mekaar leer. En die groot geheim daarby is be teachable. Jy kan nie sê, ek kan niks leer nie, ek ken alles. Dis nie reg nie. Daarom gemeentebou eindig by die woord en aanbidding. Die woord en aanbidding, 'n lofoffer aan die lewende God. Daar's altyd 'n balans. Israel die Here, die groot God geprys. Al die mense het hulle hande omhoog gehou, geantwoord met amen, amen. Dis nou in Nehemia 8:7. Daarna het hulle aanbidding laag op die grond voor die Here gekniel. En die Lewiete het die wet vir die mense verduidelik terwyl hulle daar staan en luister. Vers 9 sê hulle het God se wetboek voorgeles en die mense gehelp om die betekenis daarvan te verstaan. Toe daai muur klaar gebou is, geliefde, en ek som dit vir jou op. Ek is deur 9 hoofstukke nou van Nehemia. Toe die muur klaar gebou is, wat doen hulle? Hulle bring die woord. Hulle huil, hulle aanbid, hulle bekeer. Hoorie, jy's kind van God, jy maak nog steeds foute. Nee, ek wil dit nou nie meer doen. Skus Here, ek vra om verskoning. Kom, ek wil dit. Ek is kwaad vir daai uit my dit nie. Here, skus, vergewe my asseblief. Dis 'n aanhoudende proses. Jy kry nie 'n volmaakte Christen nie. Ons dien wel 'n volmaakte God. Daarom die doel van Nehemia, en dit is 'n tipe van wat voorgestel word vir ons. Hulle praat van 'n muur, maar dis eintlik 'n gemeente. Die volk moet herstel word in die Here. Die doel was dat die volk weer by God uitkom. Daarom is dit so ontsettend belangrik. Nehemia 2 vers 18. Kom ons bou weer. En hulle het gesê, laat ons bou. Daarom gemeente vandag vra God nie vir jou om die hele muur te bou nie. Nee. Hy vra jou om jou net jou stuk te bou. Ons hoef nie almal te preek nie. Ons hoef nie almal te lei nie. Maar ons kan almal bou met ons mond. En dit is so belangrik. Waar begin dit? Dit begin met 'n lofoffer vir die lewende God waar jy verhouding met hom begin. En laat dit deurloop na die mense onder jou. Voel jy vandag dalk soos in Nehemia? Vra jou. God sê dit dalk in jou, hierdie lasse in jou hart vir sy huis. Dis nie die pastoor se huis, dis God se huis. Jy besef, jy kan nie langer net 'n toeskouer weer wees. Nee. As jy vandag wil sê, Here, ek kom met, en dit mooi, ek lees dit op die opsie. Here, ek kom met om deel te wees van hierdie bouproses. My tyd, my gebed, my diens, my hart. Dan wil ek jou nou vra staan. As jy kom met, ek wil vir jou bid. Staan. As jy sê, Here, ek kom met. Ek gee Here. Ek kom met, Here. Ek gee vir U. Het gaan oor U, het gaan oor U kerk, Here. Ek bevestig Here. Jesus, U is van God.
Here, gee vir ons 'n hart om te bou. Nie net om te kyk nie, nie net om te luister nie, maar om te bou, Here. Plaas Nehemia se las in elkeen se hart. Plaas Nehemia se visie in ons oë, Here. Plaas Nehemia se vasberadenheid in ons gees, Here. En gebruik hierdie gemeente, Here, om weer u huis te bou. Ek bid dit so in die naam van Jesus. Amen. Baie dankie, ek kan sit plek in. Dankie, Here. Onthou, mure word nie gebou deur toeskouers nie, maar deur mense met 'n hart om te bou. As elke persoon net voor sy plekkie bou, dan gaan God hierdie gemeente opbou. En dit is so ontsettend belangrik. Dankie, Hemelse Here. Dankie dat ons die woord kon deel. Here, het gesien die mense wat opstaan en commit en sê, ons staan op en wil bou, Here. Vat hulle Heilige Gees, lei hulle, help hulle, beskerm hulle, pleit die bloed van Jesus oor elke een, Here. Dankie, Hemelse Vader. U is 'n groot goeie God in Jesus se naam. Amen en amen en amen. Dankie, Here. Dankie, Jesus. Ek het vir Jackie gevra om net saam met my